17. Daarna het Jahwe met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en neem vir hulle, vir elke stam, 'n staf. Vader sê eintlik, kom laat ek nou die saak uitmaak en vir hulle wys. Ek het jou uitverkies, ek het Leefie uitverkies. Spreek met die kinders van Israel en neem vir hulle, vir elke stam 'n staf. Van al hulle owersters, volgens hulle stamme, 12 stawe, elkeen se naam moet jy daarop skryf, op die staf. En Aaron se naam moet jy skryf op die staf van Leefie, want een staf moet daar wees vir hulle stamhoof. En jy moet hulle wegsit in die tent van samekoms, oor die getuienis, waar ek met julle saamkom. En die staf van die man wat ek uitkies, sal bloei. Kan ek maar sê, die staf van die stam wat ek uitverkies, sal bloei. En ek sal die murmurering van die kinders van Israel, wat hulle teen julle murmureer, stil maak teenoor my. Vader sê, ek kan nie nog so iets verdra nie, dat ek dit net stil maak. Daarom het Moses met die kinders van Israel gespreek, vers 6, en al hulle owerstes het hom 'n staf gegee. Vir elke owerste een volgens hulle stamme, 12 stawwe. Aaron se staf was ook onder hulle stawwe. En Moses het die stawwe voor die aangesig van Jahwe in die tent van die getuienis neergesit. En toe Moses die volgende dag in die tent van getuienis ingang, kyk, daar het die staf van Aaron vir die huis van Leefie, stam van Leefie, gebloei. Dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat oopgaan en amandels laat ryp word. Kan jy dit namaak? Kon Moses dit in die nag gaan doen? Nee. Toe bring Moses al die stawwe wat voor die aangesig van Jahwe was, na al die kinders van Israel toe uit, en hulle het dit gesien en elkeen sy staf geneem. Vader se betrokkenheid, sy gewilligheid, sy moeite om deur al hierdie stappe te gaan, sodat die Israeliete net kan glo, sodat hulle net kan inval by wat hy sê. En daarop het Jahwe vir Moses gesê, bring die staf van Aaron terug voor die getuienis, om dit te bewaar as 'n teken vir die wederstrewiges, en bevry my eintlik van hulle murmurering, dat hulle nie sterwe nie. Elke keer as die volk wonder, wie's die leviete, wie's die priesters, gaan wys net vir hulle die staf, sodat hulle nie weer murmureer en hulle almal sterwe nie. Ek gaan hulle doodmaak. Met ons om vrees, dit lyk my so. Hierso het 15.000 innocent bystanders, as ek dit so kan stel. Dis mos wat ons vandag sê as iets gebeur. Hulle lê dood op die grond. Hoekom? Net omdat God hom vererg het. OK, 17 vers 11. En Moses, toe hy dit gehoor het, soos Jahwe hom beveel het, so het hy gedoen. Is dit nie pragtig nie? Maklik nie? Toe het die kinders van Israel met Moses gespreek en gesê, kyk, ons sterwe, ons vergaan, ons almal vergaan. Elkeen wat enigstens nader kom na die tabernakel van Jahwe sal sterwe. Is ons dan geheel en al daarvoor bestem om weg te sterwe? Wel, jy kan nie by die tabernakel ingaan nie. Jy is nie 'n leviet nie. Nou 18 vers 6 sê, want ek self het julle broers, die leviete, onder die kinders van Israel uitgeneem, as geskenk vir julle. Mense wat aan Jahwe gegee is, om die dienswerk van die tent van samekoms te verrig. Maar jy en jou seuns, saam met jou, moet die priester aanwaarneem met betrekking tot alle sake van die altaar en van wat binnekant die voorhangsel is, en julle moet daar diens verrig. As 'n dienswerk wat geskenk word, gee ek julle die priester aan. En die onbevoegde wat naby kom, moet gedood word. Wie moet gedood word? Enige iemand wat nie uit die nageslag van Aaron is nie, wat sê, ek is 'n priester. Verder het Jahwe met Aaron gespreek, ek self het jou die diens van my offergawe gegee. Wat betref al die heilige gawes van die kinders van Israel, aan jou gee ek dit as 'n aandeel, en jou seuns as 'n ewige insetting. En ons lees dit, en ons sien nie wat hier staan nie. As 'n ewige insetting, wat? Die priesteramp, vir wie? Aaron en sy seuns. Nou wat daarvan? Wat is nou die groot storie? Wat van Yeshua? Is hy 'n priester? Is hy dalk 'n hoëpriester? Is hy uit die nageslag van Aaron? As hy nie is nie, mag hy wees. Hoe kan ons nog aan die ou verbond vashou en aan Yeshua? Ons maak Yeshua onwettig. Waaroor het
hele gebeurtenis van die laaste 3 hoofstukke gegaan. Dat iemand sê, maar ek mag ook, al is ek nie. God sê, jy sal nie. Ek sal jou doodmaak. Die aarde sal jou insluk en vuur sal jou verteer. Moenie nie eens dink om aan naby te kom nie. En dan kom Yeshua en hy sê, ek is hoëpriester, maar hy is uit Juda. Hoe werk dit? Baie Hebreërs 10. Vers 13 sê, omdat hy met die oog op van wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Yeshua wat die hoëpriester is volgens die orde van Melchisedek, het aan 'n ander stam behoort as die orde van Aaron. Want dit is volkome duidelik dat ons meester Yeshua uit Juda voortgespruit het. En met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. Wat het Moses gesê? Dis wat ons gelees het in Numeri. Lewiete alleen, nageslag van Aaron alleen. Nou sê Hebreërs, nou wat maak Yeshua nou as 'n hoëpriester? Want Moses het niks gesê van die stam van Juda van hoëpriester nie. En nog baie duideliker, vers 15, is dit as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melchisedek. Een wat dit geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie. Wat is die vleeslike gebod? Dis wat hulle by Sinaï ontvang het. Wat het daai wet gesê? Aaron, hoëpriester. As jy doodgaan, een van jou seuns. En jou seuns, priesters. En as een van hulle doodgaan, sy seun, hoëpriester, ander priesters. Dit is 'n vleeslike gebod. Yeshua is nie volgens die vleeslike gebod nie, maar uit die krag van 'n onvernietigbare lewe. Want Jahwe getuig, u, Yeshua, is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Aaron was nie ewig priester nie. Hy het doodgegaan. Want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod, weens die swakheid en nutteloosheid daarvan. Omdat die wet niks volkome gemaak het nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop, waardeur ons tot God nader. Want aan die een kant is daar die opheffing van die ou verbond, die voorafgaande gebod. Hoekom? Weens die swakheid en nutteloosheid daarvan. Hoekom? Want dit kan niemand se siele red nie. Daar sit Dawid in die doodryk. Daar sit Abraham in die doodryk en die wet kry hulle nie gered nie. Die verbond kry hulle nie gered nie. Daar sit hulle. Omdat die wet niks volkome gemaak het nie. Wat kon die wet nie doen nie? Hy kon nie hulle sonde wegneem nie. Hy kon vir hulle sê wat hulle verkeerd doen, maar hy kan dit nie wegneem. Hy kan jou ook nie voorkom om dit te doen nie. Want hy straf jou met die dood, maar jy het dit gedoen. Hy kon niks volkome maak nie. Die wet kry jou nie reggemaak nie. Hy sê net vir jou, jy is stikkend. En omdat jy stikkend is, gaan jy doodryk toe, maar hy kan jou nie regmaak nie. Maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop waardeur ons tot God nader. Nou kan ek na hom toe gaan. En vir sover dit nie sonder eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword. Die priesters het nie gesweer nie. Maar hy, Yeshua, met eedswering, deur een wat aan hom gesê het, deur Jahwe wat vir Yeshua gesê het, Jahwe het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek, nie Aaron nie. En sover Yeshua van 'n beter verbond borg geword het. Aaron is borg van die ander verbond. Yeshua is borg van die nuwe verbond. Dis die beter verbond. En hulle het wel priesters geword in groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. So is priester op priester van Aaron se tyd af tot by Yeshua se tyd was daar 'n paar ouens priesters gewees. As jy hulle in 'n ry laat staan, gaan hulle baie wees. Groot aantal. Maar Yeshua, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Hoekom? Hy is nog steeds priester. Wie is vandag ons hoëpriester? Yeshua. En wie was 100 jaar terug? Yeshua. En 1000 jaar terug? Yeshua. Maar hy besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie, maar hierdie priesterskap kan nie binne die orde van Aaron wees nie. Dit mag nie. Dis 'n ander priesterorde.